Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by Landbouwetenskappe graad 11. Ons is besig met les nommer 6. Ons het in die vorige les 'n bietjie gepraat grondtekstuur en ons het gepraat oor, ons het dit in 2 lesse gedoen. Ons het dit redelik in detail gedoen. Ons is nog steeds besig met die fisiese eienskappe van grond en ons gaan begin vandag deur te kyk na grondstruktuur. Ek het hierdie gedeelte ook opgedeel. Omdat grondstruktuur redelik baie inligting bevat, gaan ons hierdie eerste gedeelte, die eerste 2 bladsye net eers apart doen. En die eerste, jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 34. Dis waar ons begin met grondstruktuur en weer eens, jy volg in jou handboek, daar is goed wat jy moet afskryf, daar is sekere gedeeltes wat jy vir my moet onderstreep, wat jou opsommings baie makliker gaan maak, en nie net dit sal jou leerwerk aan die einde van hierdie kwartaal dan ook makliker maak vir jou Junie eksamen en dan ook vir jou Desember eksamen. So waaroor ons gaan praat oor grondstruktuur is eerste om te kyk na die definisie van grondstruktuur. Jy kan daar in jou handboek merk, bo aan bladsy 34. Grondstruktuur is die aggregasie, met ander woorde die groepering of rangskikking en die saambring van gronddeeltjies tot groter eenhede, naamlik aggregate. Die eerste woord wat jy nou nie leer, is aggregasie. Aggregasie beteken, dis die samekoms, die saambinding, of die groepering en rangskikking van gronddeeltjies. So hierdie gronddeeltjies is nie as eenhede nie, of enkele eenhede nie, hulle kom saam as gevolg van kragte wat daar tussen hulle is, en vorm dan eenhede, vorm dan 'n eenheid. Klomp gronddeeltjies wat saamkom. En ons noem daardie gronddeeltjies, of daardie eenhede wat vorm, noem ons dan aggregate. Hier wys ek dit sommer vir jou. Aan die linkerkant kan jy sien, is daar gronddeeltjies, as ek dit vir jou so kan wys. Hierdie is die gronddeeltjies, enkele deeltjies, as dit 'n growwe tekstuur is, met ander woorde groot deeltjies, sal dit sand wees. As dit 'n fyner tekstuur is, met ander woorde kleiner deeltjies, dan sal dit soos 'n klei wees, maar hier is die gronddeeltjies, en as hulle saamkom en aan mekaar vaskleef, dan noem ons dit 'n aggregaat. En een aggregaat noem ons dan 'n ped of 'n pedon, soos wat hierdie gedeelte is. En wanneer hierdie peds aan mekaar vaskom, word hulle geskei deur hierdie lyne, en hierdie lyne wat hulle skei, noem ons dan swakheidslyne. En hierdie swakheidslyne, hierdie is soos een klont grond, een klont. En hierdie sal dan 'n klont wees, wat so aan mekaar vas het, wat dan 'n eenheid van grond dan vorm. Soos wat ek gesê het, 'n individuele aggregaat, een so aggregaat noem ons 'n ped of 'n pedon, en hulle word geskei van mekaar deur swakheidslyne. Jy moet hierdie woorde ken. Hierdie aggregate word dan aan mekaar vasgekleef deur, of dan word geskei deur hierdie swakheidslyne, maar hulle word aan mekaar vasgehou deur elektrostatiese kragte en kohesiekragte, waarvan jy al klaar geleer het. En daar sekere chemiese stowwe, of chemiese stowwe wat ons kan toevoeg tot grond, om dan nou die struktuur te verbeter. En hulle gee dit sommer vir jou daar, dis gips, landboukalk, kalksteen ammoniumnitraat en kaliumsulfaat. Ons sal ook kyk na die invloed van humus op grondstruktuur. Maar hierdie is spesifiek chemiese stowwe, nie humus nie, nie organiese stowwe nie, maar chemiese stowwe. Dan kan jy daarso kyk, is 'n paragraaf in die middel van die handboek, wat sê dit het te doen met die vorming van struktuureenhede, peds, of dan nou aggregate, en ek gaan dit so opdeel vir jou, dis baie eenvoudig, jy moet dit als onderstreep, jy moet al daardie punte ken, ek sal dit nie sommer vir jou so as 'n heel paragraaf vra nie, maar dis belangrik dat jy hierdie verstaan, om die res van die werk dan te verstaan, om dan verskillende strukture van mekaar uit te ken. Hulle begin deur om te sê, peds of aggregate ontstaan, een ped, een aggregaat, ontstaan weens die sameklewing van gronddeeltjies, en word gevorm wanneer klei uitswel as dit nat word, en inkrimp as dit droog word. En dan inkrimping, vorm daar barste of krake in hierdie grond, in hierdie eenheid. En organiese materiaal en fyner gronddeeltjies beweeg vanaf die boonste grondlaag in hierdie krake in. Wanneer die grond dan weer nat word
en uitswel, swel die krake toe en die materiaal in die krake word vasgedruk om dan hierdie swakheidslyne, hierdie skeidingslyne te vorm. En dan word patch of struktuureenhede so gevorm. Redelik eenvoudig, soos ek gesê het, dis net om te verstaan wat aangaan. Ek deel dit vir jou so op dat dit net 'n bietjie makliker is om dit te leer. Wys dit weer vir jou hier, hierdie gronddeeltjies, soos wat ons hier kan sien, wat saamkom om 'n pet te vorm, en hierdie pets word dan deur hierdie kohesie en elektrostatiese kragte aan mekaar vasgehou. Hoe word dit gevorm? Wanneer die grond droog raak, krimp dit in, en as dit inkrimp, vorm dit hierdie barste. Daar beweeg gronddeeltjies in hierdie barste in, soos byvoorbeeld uit die boonste grondlaag of dan 'n organiese materiaal, en wanneer die grond dan nat word, sit dit uit, die barste druk dan weer toe, en dan veroorsaak dit dat hierdie swakheidslyne dan sigbaar raak. Goed, die klassifikasie van grondstruktuur word op die volgende gegrond. Nommer 1, die grootte van die deeltjies. Dan ook die vorm van hierdie strukture. En dan ook die graad van ontwikkeling van die patch. So dit gaan nie oor die gronddeeltjies nie, dit gaan oor die strukture wat vorm uit die deeltjies, met ander woorde die aggregaat, die vorm daarvan, die grootte daarvan, en dan die ontwikkeling van die spesifieke patch. Hier wys ek sommer vir jou net 'n paar voorbeelde van klonte of dan aggregate wat gevorm het, verskillende patch. Ook in hierdie gedeelte is die gronddeeltjies wat bymekaar kom. Hier wat hulle vir jou hier baie mooi wys, is dat 'n gronddeeltjie nie net uit grond bestaan nie, maar daar kan organiese materiaal wees of dan nou chemiese stowwe soos wat ons vroeër van gepraat het. En wanneer hierdie klomp patch as 'n eenheid gesien word wat geskei word deur hierdie swakheidslyne, dan praat ons daarvan as 'n spesifieke grondstruktuur. En dan die vorm van hierdie aggregate, die grootte daarvan, sowel as die ontwikkeling, hoe ver dit ontwikkel het, gaan dan vir my bepaal watter tipe grondstruktuur ek het. So ons gaan gou kyk na die verskillende tipes. Daar's 'n paar wat ons gaan deurgaan. Hierso is sommer 'n samevatting, 'n mooi opsomming daarvan. Jy kan dit pause. Hierdie is die eerste gedeelte, sommer net om vir jou te wys hoe lyk hulle almal bymekaar, al die verskillende grondstrukture. Ons gaan elkeen afsonderlik behandel, soos wat dit in jou handboek is. Die eerste een waarna jy kan kyk is prisma-agtige strukture. En daar kry ons twee tipes. Die eerste een is 'n prismatiese struktuur en die tweede een is 'n kolomvormige struktuur. En ek wil hê jy moet eers kyk na hierdie prentjie aan die regterkant. Soos wat jy hier kan sien, dit vorm sulke lang kolomme, maar die bokante van die kolomme is plat. Dan noem ons dit die prismatiese struktuur. En hier wys ek vir jou 'n fisiese voorbeeld uit die grond uit van hoe dit lyk. Hier is nog 'n voorbeeld, net om die prismatiese struktuur te sien. Die bokant, die kop van hierdie prisma, van hierdie grondstruktuur, van hierdie kolomme is plat, en hier wys ek dit weer vir jou net in daai foto, van hoe dit dan in die grond sal lyk. Jy kan daar onderstreep. Beide struktuurtipes se eenhede is vertikaal langer as wat hulle breed is. In 'n woorde, dit vorm soos 'n kolom. Hulle is vertikaal langer as wat hulle horisontaal breed is. Prismatiese struktuur het platkoppe, terwyl die kolomstruktuur, soos wat jy hier kan sien, geronde koppe het. Beide van hierdie struktuurtipes kom in die ondergrond voor. Jy moet daai hele gedeelte onderstreep. Maar hier kyk ons na die kolomstruktuur, baie dieselfde, hierdie kolomtipe struktuur wat ons sien, en die kop, die boonste gedeelte, is dan gerond. So dit is nie heeltemal plat soos ons gesien het in die vorige een nie. Dan praat ons van 'n kolomstruktuur. Net nog 'n voorbeeld, hier sit mooi ingezoom van hoe die kop plat is, en ons sien hierdie struktuur dan as 'n eenheid so. Die volgende een waarna ons kyk is blokagtige struktuur of blokvormige struktuur. Jy kan nou onderstreep, hierdie struktuurvorm is blokvormig met skerp hoeke waarvan die sye min of meer ewe lank is. Soos wat jy hier kan sien in die prentjie, die sye is min of meer ewe lank, en ons onderskei ook hier tussen twee tipes. Jy kan verder onderstreep, dit word meestal in die meeste horison aangetref, wat ons natuurlik in die ondergrond kry, waar die reënval hoog is en die grond se tekstuur
fyn is, met ander woorde kleiagtig. En die twee tipes wat ons kry is 'n hoekige blok en 'n subhoekige blok. So hier wys ek vir jou die blokstruktuur, baie eenvoudig blokagtige vorm, soos die klont dit dan nou vorm. Hierso is net nog 'n voorstelling daarvan. En dan hier wys ek vir jou spesifiek, jy kan in jou handboek op bladsy 35 in die middel, daai prentjies kan jy ook kyk, nommer C en nommer D wat daar vir jou gewys word in die prentjies, is albei blokvormige strukture, maar C is hoekig en D is subhoekig, soos ons gesê het. En dan wys ek vir jou hierso, wanneer dit hoekig is, het dit skerpe randjies, soos wat ons hier kan sien. Die randjies van hierdie aggregate is skerper as wat dit byvoorbeeld by die subhoekige blokstrukture. So albei tipes is blokstrukture, die een is hoekig met skerper hoeke en die ander een subhoekig, wat beteken die hoekies is meer gerond. Dit bring ons dan by 'n plaatstruktuur. Jy kan daar onderstreep, by die plaatstruktuur, struktuureenhede is plaatvormig en oorvleuel mekaar, asof hulle op mekaar gepak is, en is horisontaal liggende plaatjies. So die plate is horisontaal, nie vertikaal nie. Dit kom voor in klei pangronde en die deurlaatbaarheid van sulke grond is gewoonlik beperk. Dis die grootste nadeel, is die deurlaatbaarheid wat beperk is, omdat die water dan nou, soos wat jy hier kan sien in hierdie laagies, as jy mooi kyk op hierdie prentjies, hoe lê die plaatvormige strukture. So ons kry dit baie keer by die uitspoeling byvoorbeeld van 'n rivier, kan jy dit ook baie duidelik sien. Dis gewoonlik 'n grond wat die struktuur maklik van vernietig word. En hierdie grond kan jy dan nou sien, omdat dit so plaatagtig is, die deurlaatbaarheid van water is dan baie moeilik, omdat dit plaatagtig is. So maar net nog 'n voorbeeld, hoe dit hier op mekaar gelaat is, die plaatagtige struktuur, en jy moenie kyk na hierdie groter gedeeltes nie, maar kyk na hierdie horisontale plaatjies, soos wat ons hier sien, wat ek vir jou daar probeer uitwys. Dit bring ons dan by die volgende sferoïdale struktuur, en daar onderskei ons weet tussen twee tipes, tussen 'n korrelvormige struktuur, wat ons ook noem granulêr, en hier kan jy net onderstreep, die aggregate is geronde, harde korrels, wat dig teen mekaar is. En jy kan sien, daar wat hulle vir jou onderaan, of in die middel van bladsy 35, by hulle prentjies, by prentjie F, wys hulle dit ook vir jou, dit is maar net korreltjies wat vorm, dis 'n klont wat vorm, uit verskillende korreltjies grond wat by mekaar vaskom. So dis 'n baie algemene tipe struktuur wat ons. Hier wys ek dit sommer net weer vir jou. Jy kan hierso kan ons kyk na 'n krummelstruktuur, dis die volgende een. Jy kan daar onderstreep PEDS, is sagter en poreus by 'n krummelstruktuur, en 'n sferoïdale struktuur kom normaalweg in die A-horison wat in die bo-grond is voor, en dit is die mees gewenste struktuurvorm vir gewasse en word sterk beïnvloed deur die aanwesigheid van organiese materiaal, naamlik humus. Met ander woorde, hoe meer humus in die grond is, hoe meer gaan ons hierdie krummelstruktuur sien. Hier wys ek vir jou spesifiek 'n krummelstruktuur wat hulle bedoel met sferoïdaal. Hierdie is die verskillende gronddeeltjies wat dan nou vasgepak word, of die aggregate, wat dan nou gepak word hier, en ons kan sien, dit is sirkelvormig. Dit vorm sirkeltjies, en daarom noem ons dit sferoïdale struktuur. En dit word vir jou daarby gegee as G sferoïdaal, wat dan vir jou hierdie sirkeltjies wys, en dis dan tipies hoe 'n krummelstruktuur lyk. So as ek so 'n prentjie vir jou gee, sonder die bewoording natuurlik by, maar wat in sulke sfere is, hierdie sirkeltjies wat gevorm word, dan moet jy weet, dis 'n sferoïdale struktuur, en meer spesifiek 'n krummelstruktuur. Ons kry twee tipe sferoïdale strukture, krummel en granulêr, maar hierdie spesifieke een is dan nou ook 'n krummelstruktuur. En dan die volgende gedeelte is struktuurloos. Ons klassifiseer dit ook as 'n grondstruktuurtipe, alhoewel ons sê dit is struktuurloos. Met ander woorde, die grond het geen struktuur nie. En dit kry ons by ons twee uiterstes, dan nou van grondtekstuur. By sandgrond kry ons 'n enkel korrelstruktuur, en by kleigrond kry ons dan struktuurloos massiewe struktuur. Hier wys ek sommer vir jou, in die vorige prentjie kon jy duidelik sien, en dan hier 'n enkel korrelstruktuur. Jy kan daar onderstreep, die gronddeeltjies kom een voor,
soos byvoorbeeld in sandgrond, as ek dit met my hand optel, dan is daar geen struktuur nie, die grond loop net van my hand af. Die deeltjies hou nie aan mekaar vas nie, soos wat ons sien by gewone sand, hulle praat van duine sand. En dan die laaste een is 'n struktuurloos massiewe struktuur, met ander woorde, jy kan daar onderstreep, die hele grondmassa is in een kompakte stuk, soos byvoorbeeld potklei. En hier wys ek vir jou, die deeltjies is so aan mekaar vasgesit, dat dit eintlik is een struktuur, een homp, een klont voorkom. Dit is een stuk grond, as ek dit met 'n graaf uitspit, dan bly dit een groot stuk grond. Omdat die deeltjies so aan mekaar vaskleef, of dan nou so 'n sterk kohesiekragte het, en dan so naby aan mekaar bly, dan is daar eintlik geen struktuur nie, want dit is een groot stuk grond. Nou wys ek sommer net weer vir jou op hierdie laaste prentjie, hoe lyk die verskillende soorte. Ek begin eerder hierso weer met granulêr. Dit is baie soortgelyk aan ons krummelstruktuur wat ons sal kry. Hierso is 'n blokkige struktuur, dit lyk amper soos 'n subhoekige blokvormige struktuur. Hierso is 'n plaatstruktuur, jy kan sien die aggregaat is 'n plat horisontale plaatjie. En hier is 'n struktuurloos massiewe struktuur, as ek dit uit die grond uitsteek, soos ek gesê het, is dit een blok. En dan as ek hier kyk na 'n enkelkorrelstruktuur, soos wat sand byvoorbeeld sal wees, die struktuur, daar's geen struktuur nie, omdat die gronddeeltjies dan so apart van mekaar bly. Hierdie is dan die einde van ons eerste gedeelte oor grondstruktuur. Hier's baie inligting wat jy hier uitgekry het, nie so baie wat jy moes neerskryf nie, maar dit is goed dat jy die prentjies ook kan sien. Gaan kyk na die prentjies daar in die middel van bladsy 35, as jy weer onseker is van hoe die strukture lyk. Ek kan dit vir jou vra om vir my 'n beskrywing te gee van elke spesifieke struktuur. Ek kan vir jou vra 'n spesifieke vraag oor elke struktuur. Ek kan ook vir jou die prentjies gee en vra dat jy die prentjie moet identifiseer, watter tipe grondstruktuur dit is. Ek sal nooit vir jou vra om die struktuur te teken nie. Jy hoef net dit te kan identifiseer. So dit is dan die einde van hierdie gedeelte oor grondstruktuur. Waardeer jou moeite wat jy gedoen het, en dan sal ek vir jou volgende week weer 2 video's oplaai. Baie dankie.